Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Ons stap in hierdie lydingstyd stadig, maar seker saam met Jesus op hierdie lydingspad. En ons wil nie te vinnig daardeur stap nie, ons wil doelbewus stadig stap. Ons wil doelbewus beleef. Ons wil in onsself beleef wat ons moeilik met woorde kan verduidelik. In hierdie week hoop ons so alles wil 'n bietjie stadiger gebeur. Ons wil tyd saam met die Here spandeer. Ons wil bewustelik asemhaal, wandel saam met die Here. Ons hoor vandag woorde wat nie ons of die disippels mooi verstaan nie, of die impak daarvan altyd verstaan nie. Jesus praat van dood, hy praat van sterwe, hy praat van oorgawe, en hy praat van 'n lewe wat eers moet sterwe voordat dit kan lewe. Ons lees vandag saam uit Johannes 12 van vers 20 tot 36. Maar die gedeelte wat hierdie gedeelte voorafgaan, is die gedeelte wat ons Sondag met Palm Sondag aangedink het. Jesus kom in Jerusalem in en almal is opgewonde en hulle sing en hulle skree en hulle swaai takke en klere en alles voor hom. En daar's 'n opgewondigheid, amper 'n oproerigheid tussen die mense. So by so dat die Fariseërs ongemaklik raak hieroor. Ek lees hier in vers 19. Vir die Fariseërs was dit egter slegte nuus. Met die hande in hulle hare het hulle vir mekaar gesê: "Kyk wat gaan nou hier aan. Dinge ruk hand uit. Al wat leef en beef hardloop agter hom aan." En dan kom ons by die gedeelte wat ons vanaand saam lees met die opskrif: Jesus se dood kom nader. Onder al die Jode was daar ook 'n klompie Grieke in Jerusalem. Hulle het spesiaal vir die fees gekom. Hulle loop toe vir Filippus, die een wat van Betanië in Galilea afkom, raak en vra vir hom: "Meneer, kan ons asseblief 'n bietjie met Jesus praat?" Filippus praat toe met Andreas daaroor en hulle is toe saam na Jesus toe. Jesus sê toe vir hulle: "Die tyd kom nou vinnig nader dat julle sal sien hoe belangrik ek regtig is. Laat ek dit vir julle so verduidelik. 'n Koringsaadjie wat jy nooit saai nie, sal maar net een saadjie bly. Maar as jy dit in die grond saai, verdwyn die saadjie 'n ruk lank. Dit is asof dit doodgaan. Maar dan kom daar 'n plantjie op en dit dra honderde koringkorrels. 'n Selfsugtige mens wat niks verander voel nie, omdat hy net heeltyd aan homself dink, is op die verloorpad. Hy gaan uiteindelik niks oorhou nie eens sy eie lewe nie. Wie egter ander in die lewe eerste stel en bereid is om opofferings te maak, al kos dit wat, leef soos God dit wil hê. Hulle sal alles wen, omdat God sal sorg dat hulle geestelik vir altyd sal leef. Iemand wat my wil dien, moet dus bereid wees om my voorbeeld te volg. Hy moet in enige situasie presies doen wat ek sou doen. Ja, in hierdie lewe moet hy aan die werk wees op plekke waar ek graag sou wou werk. God self sal iemand wat dit doen, prys. Op die oomblik is my gemoed beswaard. Ek weet nie mooi wat om te bid nie. Sal ek bid: Vader, maak 'n ander plan, sodat ek nie hoef te sterf nie? Dit kan ek tog nie bid nie. Ek het dan juis gekom om te sterf en op te staan. Ek kan nou net een gebed bid. Vader, doen wat nodig is, sodat mense kan sien hoe groot en belangrik U is. Skielik praat iemand uit die hemel. Ek het al baie vir mense gewys hoe groot en belangrik ek is, maar ek gaan dit weer 'n keer doen. Hoor die donder weer, het party gesê. Nee man, dit was 'n engel wat met hom gepraat het. Kom dit weer van ander. Julle is reg. Iemand het gepraat, sê Jesus. Maar hy het nie eintlik met my gepraat nie, maar met julle. Die tyd het gekom dat die mense gaan hoor wie reg en wie verkeerd is. Party mense dink mos die duiwel swaai die septer die wêreld. Wel, ek het vir julle nuus. Sy mag is gebreek.
Hy het nie meer 'n sê in hierdie wêreld nie. By my gaan julle ware mag sien. Ek gaan opgelig word van die aarde af. Hier het hy sy kruise gedagte gehad. Soos 'n magneet gaan ek dan mense na my toe aantrek, weg van die sonde van die wêreld af. Nou is ons te mekaar, sê die mense toe. Sover ons weet, sê die skrif dat as 'n redder eers eenmaal hier is, hy altyd hier sal bly. Nou sê jy dat die seun aan die kruis gaan hang. Waarvan praat jy? Wie is hierdie seun? Jesus antwoord met 'n beeld. Dit is nog nie donker nie. Die lig gaan nog 'n rukkie hier wees. Gebruik die lig om te doen wat jy moet doen. Net nou kom die donker en dan is dit te laat. As dit eers donker is, verdwaal jy maklik en dit is 'n gemors. Die lig skyn nou oor julle. Maak oop julle oë en aanvaar die lig, dan sal julle altyd by die lig wees en werklik sinvol kan leef. Daarna is Jesus daar weg, sonder dat die mense presies geweet het waarheen hy is. Iemand kom na Filippus toe met 'n eenvoudige versoek. Ons wil Jesus graag sien. Dis 'n diepe begeerte. Dis iets van, ons wil hom nie net hoor nie, ons wil nie net van hom hoor nie. Ons wil hom self sien. Maar dan kom Jesus se antwoord en hy verras ons heeltemal. Hy begin praat oor die dood, oor sy eie dood. Hy sê, 'n saad moet in die grond val en sterf en dan eers bring dit vrug voort. Dis 'n eenvoudige beeld, maar met 'n moeilike waarheid. Ons verstaan saad. Ons verstaan groei. Maar dit is vir ons moeilik om te verstaan hoe 'n saad eers moet sterf om te bly lewe. Kom ons kyk na hierdie video. This is a coconut. This is a coconut, except with leaves and roots. This is a coconut palm tree. So why do I bother showing you this anyway? Well, it's because the coconut is kind of unique in the fact that the roots and the stalk shoot out from the seed above ground. Typically when you plant a seed, you plant it under the dirt, and all this happens and it's unobservable until the plant shoots out of the ground, but you never get to see this process happen. But I think understanding this and seeing it helps us understand what Jesus may be talking about when he's talking about the grain of wheat. Here's the text in question, John chapter 12, verse 24. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Then verse 25 and 26, whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. So what does Jesus mean when he says that unless a seed falls into the ground and dies, it remains alone? Well, I thought about that scientifically, and I thought when you put a seed into the ground, it doesn't technically die, does it? And it doesn't die once it's put into the ground. So what does Jesus mean? I think maybe what Jesus is getting at is not a scientific, literal understanding of the word to die there, but a symbolic one. You know, this seed has a form right now and a particular shape. And unless this seed is willing to give up this shape and this life, if you will, to be born into something new, it's just going to remain here, alone, wherever it falls off the tree. And that's where it'll stay until it decays, decomposes, gets turned into dust, some animal makes its home out of it, whatever. Jesus doesn't want the seed to remain alone forever. He wants it to bear fruit. And how does it do that? Well, it has to do something like this. In the case of the coconut, it's above ground, but it's symbolically dying to its old self and its old shape and its old form, and it has to submit to becoming something new. In a few weeks or a few months, as this plant continues to grow, it's going to get so big that it's going to burst out of this outer shell, and the roots are going to push down into the ground, and the shell will be probably decomposed back into the soil. It's not going to look like this coconut that's here on the ground by itself. It's going to look different, but it's going to have new life, whereas this one won't. And Jesus' hope is
that the seed will do what? It will bear fruit. Now the coconut, in a literal sense, will bear fruit if it submits to this process. So behind me you can see the base of the huge palm tree, and you'll notice the similarities between the roots on this palm tree and the roots coming out of this coconut right here. Now, do you think if I dug under this palm tree that I'd be able to find something that looked like this? Well, probably not, right? It's long gone. That tree had to die to this form, but look at what it's become. Side note, I just found the hermit crab kingdom. Yoo-hoo, anybody home? I think Jesus is giving the same picture, except with a plant that's a little bit more familiar with people in first century Palestine, wheat. Think about a grain of wheat. It's pretty unimpressive, right? Little small, light tan thing, no significance. If it remains outside of the ground, it's just going to remain the way that it is until it decomposes or something eats it. But if it's planted, it can become this beautiful stalk of wheat. Not only can it be beautiful itself, but it can also bear fruit, other grains of wheat, for the benefit of all kinds of people. So what's the point? Now that we understand the physical meaning of Jesus' words, what spiritual application is he making? Well, I think the answer is that he's giving us a picture of what he is going to do for the world and what he's asking his followers to do in return. Jesus was going to lay down his life so that we could be children of God. He was going to die so that he could bear fruit. We could reap the benefit of what he had done. And Jesus then asked his followers to do the same thing, to lay down their lives, to give up loving this world. We have to be willing to die to ourselves to allow God to make us something greater, to surrender our identity to him so he can make something of us, so he can take us from a seed destined to decompose to an agent of new life. Hierdie beeld is 'n maklike beeld om te onthou. 'n Saad wat vashou aan homself bly alleen, maar 'n saad wat sterf bring lewe voort. In hierdie video sien ons 'n saad is klein en onbelangrik, maar hy hou 'n lewe in hom vas. En tog, as daardie saad nie eers in die grond kom en sterf nie, kan daar ook nie lewe uit voortkom nie. Natuurlik praat Jesus hier van homself. Hy is die saad. Hy is die een wat sy lewe sal gee sodat ander kan lewe. Maar dit is ook wat hy van ons wil hê. Ons verstaan dit nie altyd so mooi nie. Ons wil lewe hê, maar ons wil nie sterf nie. Ons wil groei hê, maar ons wil nie los nie. Ons wil Jesus volg, maar ek wil steeds in beheer wees. Maar Jesus kom en hy kom wys 'n ander pad. Hy kom wys die pad deur die kruis. Jesus sê, wie sy lewe liefhet, sal dit verloor, maar wie sy lewe prysgee, juis hy sal die ewige lewe hê. Hier raak dit nogal vir ons persoonlik. Ons moet kies. Hou ek vas of gee ek oor? Dis dalk 'n maklike keuse om te maak, totdat dit bietjie nader aan myself kom. Hou ek vas aan my trots? Hou ek vas aan my planne, my beplanning? Hou ek vas aan my gemak? Of kan ek dit laat los? Kan ek dit los in die hand van die Here, sodat God iets nuuts daarmee kan laat groei? Baie keer voel dit vir ons as iets gebeur asof dit die einde is, asof dit die einde van 'n pad is. En tog, as ons die Here daarmee vertrou, dan is daar nie die einde nie. Dis net 'n nuwe begin, 'n nuwe pad wat die Here saam met my wil stap. As ek hom net vertrou, as ek net kan laat los. In hierdie week word ons stadig na die kruis begelei. En ja, ons wil dit nie hardloop nie. Ons wil hierdie koestertyd saam met die Here geniet, waardeer. Die pad van die kruis is nie maklik nie.
Dit was nie vir Jesus nie en dit is verseker ook nie vir ons nie. En ek dink ook nie dit is gemaak om maklik te wees nie. As ons vandag saam bid, kom ons bid eerlik. Kom ons bid oor 'n paar goed wat hierdie teks vandag vir ons wil kom sê. Here, ek wil U sien. Nie net van U hoor nie. Here, wys vir my wat ek moet los om U werklik te kan volg. Here, gee vir my die moed om oor te gee. Help my om nie vas te hou aan wat ek moet los nie. En Here, help my om elke dag in U lig te wandel. Amen.